Baie welkom by hierdie week se Geloofswoord, 'n platform vir saam stil word in Bybelstudie in 'n omgeegroep op jou eie by die Here in sy woord. Ons is besig om saam te kyk met ons Geloofswoord geleenthede op hierdie stadium na Matteus en ons is al by Matteus hoofstuk 10. As jy enige van die vorige hoofstukke gemis het, is jy welkom om in die skakel op YouTube van hierdie video ook daarna te gaan kyk en so ook te beleef, raak te sien hoe die Here ook deur hierdie eerste evangelie ook dan nou werk met ons spreek. Ons kyk dan nou vanaand, vanmiddag, vanoggend, wanneer ook al jy kyk na hierdie video, kyk ons saam na Matteus 10 en Matteus 10 kan in 6 dele ook verdeel word. So ons gaan na hierdie 6 dele kyk, waarvan Matteus 11 vers 1 ook die deel is van die laaste deel. Maar voordat ons saam gaan lees, voordat ons saam gaan kyk na hierdie 6 gedeeltes, kom ons word net eers stil, kom ons stel onsself in om die Here te ontmoet en dan vra ons vir hom om ons ook te lei. Almagtige Here en Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om net weer bewus te wees daarvan dat ons in U teenwoordigheid elke dag leef. Dankie vir U woord wat U vir ons gegee het. Dankie vir die Heilige Gees wat ons ook lei. En dankie Here dat ons kan weet, soos dat U ons lei in hierdie wêreld, so kom ons nader en nader aan dit wat U vir ons wil hê. Mag ons elke dag vashou aan U, mag ons elke dag vashou aan die hoop wat U bring, Here. En mag ons nie daaraan vashou met 'n onsekerheid nie, maar mag ons met die sekerheid daaraan vashou dat wie is wat U vir ons kom doen het, wat U vir ons kom bring uit die ewige lewe van ons werklikheid is, nou reeds al. Dankie Here dat ons ook Matteus kan lees, dankie vir die evangelies wat U gegee het, wat ook van U lewenspad vertel. Mag U ons lei daarin, mag U vir ons seën in die wonderlike naam. Dankie, as dit alles kan bid in U naam alleen en kan sê, ons is baie lief vir U. Amen. Ek gaan vir ons die eerste gedeelte saam lees, Matteus 10 van vers 1 tot 15. Daarna gaan ek vir jou weer geleentheid gee om stil te word, net te dink en dalk te praat ook oor die gedeelte. En dan gaan ek net so 'n bietjie meer sê oor die gedeelte en dan aangaan ook so aanbeweeg na die volgende gedeelte toe. So sal daar elke keer ook 'n stil moment wees nadat ek die gedeelte gelees het en 'n geleentheid wees vir jou om saam te praat daaroor of net as jy op jou eie is dalk net te reflekteer daaroor. En dan sal ek vir ons ook van daar af weer verder gaan. So kom ons lees saam Matteus 10 van vers 1 tot 15. Jesus het toe sy 12 disippels nader geroep en aan hulle gesag oor onrein geeste gegee om hulle te kan uitdryf en om elke siekte en elke kwaal gesond te kan maak. Die 12 apostels se name was eerstens Simon, wat bekend staan as Petrus, en sy broer Andreas, Jakobus, seun van Zebedeus, en sy broer Johannes, Filippus en Bartolomeus, Thomas en Matteus, die tollenaar, Jakobus, seun van Alfeus en Tadeus, Simon Kananeus en Judas Iskariot wat hom verraai het. Jesus het hierdie 12 uitgestuur nadat hy hulle die volgende opdragte gegee het. Moet julle nie begewe op 'n pad na die heidene en moenie in 'n Samaritaanse dorp ingaan nie, maar gaan eerder na die verlore skape van die huis van Israel. Gaan verkondig die volgende: die koninkryk van die hemele is op hande. Maak die siekes gesond, wek dooies op, reinig malaatses, dryf demone uit. Julle het dit verniet gekry, verniet moet julle dit uitdeel. Moenie goue of silwer of kopermunte in julle gordel saamneem nie, nie 'n reissak vir die pad nie, ook nie 2 kledingstukke of sandale of 'n wandelstok nie, want die arbeider is sy kos werd. Watter stad of dorp julle ook al binne gaan, vind uit wie daarin waardig is en bly daar totdat julle vertrek. En wanneer julle die huis binne gaan, groet die huismense, en as hulle dit waardig is, skenk julle vrede aan hulle. Maar as hulle dit nie waardig is nie, laat julle vrede na julle terugkeer. En wie ook al julle nie verwelkom en na julle woorde nie luister nie, gaan weg uit daardie huis of stad en skud die stof van julle voete af. Amen, ek sê vir julle, dit sal vir die land Sodom en Gomora op die oordeelsdag draagliker wees as vir daardie stad.'n Oproep tot radikale disippelskap. Dit is waantoe die Here ook hierdie disippels in Matteus 10 roep. Radikale disippelskap, hy noem hulle eintlik apostels. Volgelinge van God. Voorgangers saam met Jesus, voorsetters van sy werk. Die Here stuur hulle uit
om siekes te genees, om demone uit te dryf, om selfs mense uit die dood uit op te wek. En deur dit wys dit alles weg ook na die heerlikheid van God. Na dit wat in die hemel ook vir ons wag. Dis hoekom hy hulle vir die disippels hierdie opdrag gee om dit te kan doen. Want dit wys uiteindelik weg na die heerlikheid, die eer, die lewensveranderende handeling wat daar is ook in God. Die Here is uiteindelik die een wat siekte kom genees. Die Here is uiteindelik die een wat die slegheid ons uitdryf. Die Here is uiteindelik die een wat ons uit die dood uit opwek saam met hom, wat vir ons die ewige lewe kom beloof. En so herinner die Here ook die disippels hier dat hulle 'n klomp weerstand gaan kry, dat baie mense nie dit gaan aanvaar dat hulle verkondig nie, maar dat hulle uiteindelik hulle vrede ook in die Here moet vind. Dat hulle moet vertrou dat God ook die een sal wees wat vir hulle sal sorg. Daarom hierdie opdrag om te gaan en nie klere saam te vat nie, kos saam te vat nie te worry oor waar hulle gaan bly nie, want die Here sal sorg. Hy sal voorsien om God te vertrou daarmee. En daardeur leer die Here vir hulle om te vertrou. Absoluut, met oorgawe te vertrou in wie hy ook is. Met oorgawe te vertrou dat hy sal voorsien in dit wat hulle moet eet en sal voorsien in 'n plek om te bly, sal voorsien in die klere wat hulle ook aan het. Dat hy in elke behoefte ook van hulle sal voorsien. Hulle moet net aangaan met die werk wat die Here vir hulle gegee het om ook te doen. En so herinner die Here vir my en jou ook dat ons op God se voorsiening moet vertrou. In hierdie gedeelte word ons herinner aan die weerstand wat daar is as gevolg van die evangelie. Weerstand teen dit wat deur Jesus Christus ook na die wêreld te gebring is. Ons beleef dit dalk in ons werksplek, ons beleef dit dalk op ander plekke in ons lewens. Hierdie weerstand teen die Here en Jesus Christus. En die Here wat ons aanspoor om nie moed op te gee nie, om nie moedeloos te raak nie, maar om in sy vrede stil te word, in sy versorging stil te word en te weet dat hy ook sal voorsien. Ons opdrag is om uit te gaan en die evangelie te verkondig en daar waar ons nie welkom is nie, sê die Here, dan moet ons aanbeweeg. Want hy sal vir ons wys waar ons wel welkom is. Iewers gaan hy vir ons ook welkom maak. En so hierdie opdrag wat Matteus 10 vers 1 tot 15 ook vir ons gee, om te vertrou in God se versorging, maar ook te weet dat hy uiteindelik die deur sal oopmaak, sodat ons sy voorsiening sal beleef en sodat ander hom sal raak sien, sodat ander kan beleef hoe hy genees, hoe hy demone uitdryf, hoe hy selfs dooies ook opwek. Dit alles wys weg. Hierdie krag wat hy aan die disippels gegee het, dit alles wys weg na die hemel toe, na die werklikheid van Christus. Kom ons lees saam die volgende gedeelte uit Matteus 10. Die volgende gedeelte is van vers 16 tot 25. Kyk, ek stuur julle uit soos skape onder die wolwe, wees dan behoedsaam soos slange en onskuldig soos duwe. Maar wees op julle hoede vir die mense, want hulle sal julle oorlewer aan Sanhedrins, en in hulle sinagoges sal hulle julle gesel. Voor prokurators en konings sal julle om my ontwil gesleep word, sodat julle voor hulle en voor die heidene kan getuig. En wanneer hulle julle oorlewer, moet julle nie bekommer oor hoe en wat julle moet sê nie, want wat julle moet sê, sal op daardie oomblik aan julle gegee word. Dit is immers nie julle wat praat nie, maar die Gees van julle Vader wat deur julle praat. Broer sal broer oorlewer om doodgemaak te word en 'n vader sy kind. En kinders sal in opstand kom teen ouers en hulle doodmaak. En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam, maar wie volhard tot aan die einde, die sal verlos word. Wanneer hulle julle in die een stad vervolg, vlug na 'n ander. Amen, ek sê vir julle, julle sal nie al die stede van Israel kan besoek voordat die Seun van die Mens kom nie. 'n Leerling is nie verhewe bo die leermeester of 'n slaaf bo sy eienaar nie. Dit is voldoende vir die leerling om soos sy leermeester en vir die slaaf om soos sy eienaar te word. As hulle die huisheer Beelzebul genoem het, hoeveel te meer nie die huismense nie. Hierdie gedeelte wys eintlik vir ons die wreedheid van die wêreld waarin ons leef uit. Jesus wat die disippels uitstuur, hy wat hier hulle uitstuur soos skape tussen die wolwe. In 'n wrede wêreld wat nie altyd vriendelik gaan wees teenoor hulle nie, wat nie altyd die boodskap gaan aanvaar wat hulle bring nie. En hulle wat baie keer ook selfs voor die howe gebring sal word vir dit wat hulle glo. Dat die geleentheid moet raak sien om te kan getuig. Te kan getuig van die evangelie, want dis uiteindelik die opdrag wat die Here vir hulle gee. Dis uiteindelik die belangrikste ding, is om van die evangelie te kan getuig. Dis die grootste voorreg om dit te kan doen. En Jesus gee vir hulle die krag om dit te doen. En hy verseker hulle, maar as hulle nie weet om te sê nie,
sal die Heilige Gees oor hulle kom en vir hulle die woorde gee wat hulle ook moet spreek. Die woorde gee wat hulle moet sê. En hierdie herinner Jesus vir ons dat ons nie bang moet wees om die evangelie te verkondig nie. Want die wêreld is wreed. Maar die Here het juis gekom sodat ek en jy iets kan verstaan van ons wat in 'n wêreld leef wat wreed is, maar die mooi, die goeie, die redding van Christus, die verlossing van Christus ook kan verkondig. Hierdie beter realiteit wat daar in hom is, te midde van 'n wêreld wat dit nie vir ons wil hê nie. Die mooi hiervan wat ons ook hierin lees en kry. Kom ons lees die volgende gedeelte ook saam. Ek lees van vers 26 tot 31 van ons verder. Moet hulle daarom nie vrees nie. Daar is immers niks bedek wat nie openbaar sal word nie en niks verborge wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, sê dit in die lig, en wat julle in die oor hoor, verkondig dit van die dakstoepe af. Jy moenie diegene vrees wat die liggaam kan doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Vrees eerder hom wat beide die siel en die liggaam in Gehenna, in die hel, kan laat vergaan. Word 2 mossies nie vir Asarius verkoop nie, en nie een van hulle sal op die grond val sonder julle Vader nie. En julle, selfs die hare op julle kop, is almal getel. Moet dan nie bang wees nie, julle is meer werd as baie mossies. Jesus moedig hier in hierdie gedeelte die disippels aan om vreesloos te getuig, want wat nou verborge is, sal eendag ook openbaar word. In Jesus Christus sien ons hierdie openbaring van hy wat die een is wat bo lewe en bo dood ook die mag het. En uiteindelik moedig Jesus hierdie disippels aan dat as die evangelie nie ontvang word nie, of as daar teenkanting teen die evangelie is, of as hulle onseker is van die reaksie op die evangelie wat hulle verkondig, dan moet hulle onthou en weet dat hulle vrees is nie teen die een wat aan hulle liggame, aan die fisiese iets kan doen nie. Hulle vrees moet wees teen die een wat aan hulle liggaam en hulle siel, hulle diepste binneste iets kan doen. En dis net die Here alleen. En hy is die een wat hulle lei op hierdie pad. Hy is die een wat hulle wys wat om te sê. Hy is die een wat homself kom openbaar op soveel maniere, op verskeie plekke. En daarom het hulle nie vrees om die evangelie te verkondig nie. Daarom het hulle met blydskap ook doen. Daarom het hulle dit doen met die wete dat God ook hulle in staat stel deur sy krag. Hy herinner hulle hier aan God se sorg en hy verseker hulle dat soos dit God vir die mossies sorg, soveel te meer sal hy ook vir hulle sorg. God is die een wat selfs die hare op hulle kop ook ken. En hierdie wonder van wie God is, hierdie wonder van God dat 'n persoonlike verhouding met ons het, moet ons aanmoedig om aan hom getrou te bly. Moet vir ons verseker daarvan dat die evangelie die een ding is wat vir elkeen van ons die kosbaarste is. Vir elkeen van ons die belangrikste is. Wat vir elkeen van ons moet bring tot op 'n punt waar ons selfs bereid is om ons lewe daarvoor te gee. Hierdie opdrag van die Here. Ons lees die volgende gedeelte, dis net 2 verse wat ons saam lees, vers 32 tot 33. Daarom elkeen wat my voor die mense bely, sal ek ook voor my Vader in die hemele bely. Maar wie my voor die mense verloon, sal ek ook voor my Vader in die hemele verloon. Ons lojaliteit aan God maak vir hom saak. En dis wat hierdie 2 verse eintlik vir ons kom wys en vir ons kom sê. Dit gaan nie net oor ons verhouding met mense nie, dit gaan nie oor net die verkondiging van die evangelie aan ander nie. Maar hierdie verkondiging doen ook iets aan ons verhouding met God. En daai verhouding moet vir ons te alle tye die belangrikste wees. Die Here moedig die disippels hieraan om dit te onthou, om lojaal te bly teenoor die Here en nie teenoor mense nie. En nie eers teenoor wat hulle sê nie, maar teenoor God, teenoor homself. Kom ons lees die volgende gedeelte ook dan nou saam. Vers 34 tot 36 sê, moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Want ek het gekom om 'n wig in te dryf tussen 'n man en sy vader, en tussen 'n dogter en haar moeder, en tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder, en 'n mens se vyande sal sy eie huismense wees. Ons lojaliteit aan God
Maak soms dat daar botsings is met aardse bande wat ons het, aardse belange wat ons het. Dit maak soms dat ons loyaliteit teenoor die Here, ons verhouding met ons familie, die mense die naaste aan ons ook beïnvloed. Dat dit weerstand bied. En dit is nie omdat die Here konflik wil bring nie, maar dit is juis omdat die Here wil hê dat ons hom eerste sal stel. En as ons hom eerste stel, maak dit soms dat ander mense en ander dinge ook teen ons is. En die Here maak die disippels bewus daarvan. Hy wil hê dat hulle bewus sal wees hiervan, maar hy wil hê dat hulle ook sal onthou dat hy die belangrikste in hulle lewens behoort te wees. Dat hulle loyaal teenoor hom moet leef. Dit is die Here se opdrag. Eers hom en dan die res. Eers God en dan kan ons iemand anders soek. Dan kan ons ander dinge soek. Want as ons die Here eerste soek, dan soek ons hierdie ander dinge ook uiteindelik anders. Kom ons lees verder in Matteus 10 saam. Ons lees die laaste gedeelte ook dan. Ons lees van vers 37 tot by 11 vers 1. Wie sy vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie sy seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie nie sy kruis opneem en my volg nie, is my nie waardig nie. Wie sy lewe behou, sal dit verloor. En wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit behou. Wie julle ontvang, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Wie 'n profeet ontvang omdat hy 'n profeet is, sal die beloning van 'n profeet kry. Wie 'n regverdige ontvang omdat hy 'n regverdige is, sal die beloning van 'n regverdige kry. En wie aan een van hierdie geringes 'n beker koue water gee om te drink, bloot omdat hy 'n disipel is, amen. Ek sê vir julle, hy sal beslis sy beloning nie kwyt wees nie. Toe Jesus sy opdragte aan sy 12 disippels voltooi het, het hy daarvandaan vertrek om in hulle dorpe te leer en te preek. Disipelskap vra onverdeelde loyaliteit aan Jesus. Dis nie 'n maklike pad nie. Dis 'n pad waarin ons eie kruis moet neem. Dis 'n pad waarin ons eie lewens ook aan hom behoort op te offer. En dit klink vreeslik as ons dit sê, maar uiteindelik wanneer ons dit doen, dan beleef ons die Here se seën, dan beleef ons sy goedheid, dan beleef ons die ware lewe, dan ontvang ons die ewige beloning wat ook in Christus vir ons se waarheid is. Hy is die een wat ook vir ons kom verseker, dat as ons hom dien, as ons hom volg, sal ons die beloning daarvoor ook ontvang. Die beloning van die ewigheid, die beloning om saam met God te kan wees. En dit is 'n beloning wat alle wêreldse dinge te bowe gaan, en daarom moet ons selfs ons lewens vir hom aflê. Want hy het sy lewe vir ons kom aflê. Hy het sy lewe vir ons kom gee. Hy het dit wat vir hom die belangrikste is, in ons kom plaas. Hy self, die Heilige Gees. En daarom sluit Jesus dan nou hierdie boodskap af aan die disippels en hy gaan preek verder. Hy gaan self en verkondig die evangelie verder. En so moet ons saam met Jesus elke dag wandelend wees. So moet ons saam met hom die evangelie verkondig, omdat dit lei tot 'n lewe in oorvloed. Mag ons in hierdie tyd ook God kies. Mag ons kies om vir hom te leef, mag ons kies om loyaal teenoor hom te wees en nie loyaal teenoor ander nie. Mag ons weet wanneer ons dit doen, dan lei dit tot 'n lewe van oorvloed ook in hom. Kom ons word vir 'n oomblik stil, word ons rustig en dan sluit ons ook af met gebed en daarna sal ek weer 'n paar vrae vir ons op die skerm sit wat julle saam kan doen as jy op jou eie is, wat jy saam ook of op jou eie oor kan nadink. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om die woord te kan lees, Here, en te weet wanneer ons dit lees, het ons met U self te doen. Dankie, Here, dat U vir ons hierin aanspreek ook in die woord. Here, waar dit soms moeilik is om te hoor, help ons, gee ons die krag om te volhard in die geloof. Dankie, Here, dat U uiteindelik ons nie net agterlaat nie, maar dat U gekies het om self tussen ons te kom woon, self te kom oorwin, en so aan ons die oorwinning ook te kom gee. Dankie, Here, vir hierdie versekering, dankie dat ons elke dag dit kan hê saam met ons, Here. En dankie dat U as God die Vader saam met ons is in die liefde, Here. En wanneer ons dit sê, dan beteken dit, Here, U is saam met ons as die een
wat U self vir ons kom gee het, Here. Here, dankie dat U saam met ons ook is in die genade, en wanneer ons dit sê, dan beteken dit dat ons gered is sonder dat ons dit verdien. Here, ons hoef niks daarvoor te doen. Al wat U van ons vra is dat U sal glo. U sal aanneem as ons verlosser. En Here, dankie dat U ook saam met ons is in die gemeenskap, die lig vir die wêreld. En dat ons so kan weet, U is ook die God wat ons saambind, lei tot meer van U, minder van onsself. Mag ons U bly soek. Mag ons U bly eerste stel in ons lewens. En mag ons beleef hoe U vir ons ook sorg en hoe U getrou is. Dankie Here, dat ons dit alles kan bid in die wonderlike naam alleen. Amen.